Goeiedag julle, en vandag is dit 2 Tessalonisense, hoofstuk 1. God is regverdig wanneer hy kom. Dis waaroor dit gaan. Here, versterk ons in verdrukking en maak ons waardig vir u koninkryk. Ja, en hier kom oom Piet en hy sê die Tessalonisense het gedink God het hulle vergeet, omdat vervolging erger word. Paulus skryf om hulle te bemoedig. God sien en hy sal regverdig oordeel wanneer Jesus kom. En vandag gaan Alta vir ons 2 Tessalonisense hoofstuk 1 lees. Baie dankie Alta. Alta Nuwe en Lewende Vertaling 2007. 2 Tessalonisense 1. Hierdie brief kom van Paulus, Silvanus en Timotheus. Ons skryf aan die gemeente in Thessalonika, wat aan God ons Vader en die Here Jesus Christus verbonde is. Mag die genade en vrede van God ons Vader en van die Here Jesus Christus met julle wees. Broers en susters, dit is gepas dat ons altyd vir God dankie sal sê vir julle, want julle geloof hou net aan groei en julle almal se liefde vir mekaar word net groter. Gevolglik vertel ons self met trots in God se gemeentes hoe julle volhard en glo onder al die vervolging en swaarkry wat julle verduur. God sal die dinge wat julle deurmaak gebruik om te wys dat hy regverdig oordeel. Dit sal daarop uitloop dat julle waardig beskou sal word om in God se koningsheerskappy te deel. Dit is hiervoor dat julle ly. God is inderdaad regverdig. Hy sal julle verdrukkers met verdrukking terugbetaal. Hy sal rus gee aan julle wat verdruk word en ook aan ons. Dit sal gebeur wanneer die Here Jesus met sy magtige engele vanuit die hemel verskyn. In 'n vlammende vuur sal hy die mense straf wat God nie ken nie. Dit is hulle wat hulle nie gesteer het nie, aan die goeie nuus van ons Here Jesus nie. Hulle sal met ewige vernietiging gestraf word, weg van die Here se teenwoordigheid en sy heerlike mag af. Op daardie dag kom hy om verheerlik te word deur die wat aan hom behoort, en om bewonder te word deur almal wat tot geloof gekom het, ook deur julle, want julle het ons getuies geglo. Met dit in gedagte bid ons altyd vir julle. Mag ons God julle waardig maak vir die lewe waartoe hy julle geroep het. Mag hy elke goeie voorneme en geloofsdaad met krag tot volkome uitvoering bring. So sal die naam van ons Here Jesus verheerlik word deur wat julle doen, en julle sal deur hom verheerlik word op grond van die genade van ons God en die Here Jesus Christus. Ja, en ouma wil ook ietsie net verduidelik hier, soos sy sê. Luister julle jong mense, Paulus dank God altyd vir hulle, omdat hulle geloof groot word en hulle liefde toeneem. Hulle verduur vervolging en dit is bewys van God se regverdige oordeel dat julle waardig geag word vir die koninkryk waarvoor julle ly. Ja, God is regverdig. Hy sal verdrukking vergelde aan die wat julle verdruk. En aan julle wat verdruk word, sal God verligting gee by die openbaring van Jesus Christus uit die hemel met sy wederkoms, saam met sy magtige engele. Julle wat glo, sal hom dan bewonder. Daarom bid hy dat God julle waardig maak vir die roeping in elke welba. Daarom bid Paulus dat God julle waardig maak vir die roeping en elke welbehae van goedheid vervul. En ouma skiet 'n vraag in die lig intussen nie. En ouma skiet 'n vraagie lig in. Hoe sien jy jou huidige swaar kry? As straf of as bewys dat God jou waardig ag en besig is om jou te vorm? Ja, groei jou geloof en liefde werklik? Of staan dit stil terwyl jy wag? En ouma sê, Here Jesus, kom openbaar u heerlikheid en hou my waardig tot daardie dag. En ons prys u heilige naam vir dit, Vader. Amen. Moenie jou hart ver van God laat dwaal nie. Daar is vrede in sy wil. Daar is lewe in sy hand. Een hart, een pad.
een God. Een pad. Een pad. Een pad. Je kan niet op twee paaien loop nie, as jou hart na vrede vraagt. Je kan nie jou siel verdeel nie en verwag dat vreugde bly bestaan. Kom stap weer naby aan die Vader, kom rus weer in sy lig. Waar sy wil jou voete lei, word jou môre weer verlig. Moenie vra vir vrede, terwyl jou hart so ver bly staan. Kom nader aan sy liefde, laat sy hand jou weer kom dra. Hy roep jou saggies nader, hy ken jou naam nog steeds. In sy teenwoordigheid is rus, in sy genade is daar vrede. Een God, een hart, een pad om te stap, een naam wat my deur elke dag kom vat. Ek kies u wil, ek kies u lig, ek hou my oor op u gerig. Een God, een Heer, u liefde bly getrou, ek gee my hart weer heeltemal aan u. Een God, een pad, u vrede dra my vandag. Een Heer, een naam, u liefde hou my vas. Hou my vas. Dra my vandag. Die wêreld kan so mooi kom roep, met beloftes blink en wyd. Maar net by God vind ek my rus, net by hom is daar voluit. Ek wil nie dwaal van die stem nie, ek wil nie weg van die hand. Lei my terug na u plan toe, laat my hart in u liefde brand. U soek my hele hart, nie net 'n stukkie van my lied nie. U roep my nader, omdat ek aan u behoort. Bring jou bekommernis nader, bring jou vraag na sy voet. Met gebed en danksegging word jou hart weer stil en goed. Moenie swaar dra op jou eie, moenie vrees vir môre se dag. Die Here hoor jou fluister en sy vrede hou die wag. Een God, een hart, een pad om te stap, een naam wat my deur elke dag kom vat. Ek kies u wil, ek kies u lig, ek hou my oor op u gerig. Een God, een Heer, u liefde bly getrou, ek gee my hart weer heeltemal aan u. Wees oor niks besorg nie, bring dit alles voor die Heer. In gebed en smeking, met dankbaarheid al meer. Laat jou hart weer stil word, laat jou siel weer asem kry. God se vrede is 'n rivier wat deur die diepste waters bly. Ek wil binne u wil leef, ek wil naby u bly staan. Vat my hart, Here Jesus, lei my op u pad voortaan. Lei my voortaan, hou my naby. Ek kies die vrede, Ek kies die lig, ek kies die liefde, ek kies die liefde. ek hou my oor op u gerig. Wie lei my hart? Die Here lei my hart, Wie dra my deur? die Here dra my deur. Wie gee my vrede? Gee my vrede, een God, een hart, ek behoort aan u. Een God, een hart, een pad om te stap, een naam wat my deur elke dag kom vat. Ek kies u wil, ek kies u lig, ek hou my oor op u gerig. Een God, een Heer, u liefde bly getrou, ek gee my hart weer heeltemal aan u.
sorg nie. Bring alles na hom toe, Met gebed, met danksegging, sy vrede, sal jou dra in hart, in